Goeiemôre, good morning. Ja, die naweek is ongelukkig verby, maar die vakansie het begin en die kuier gaan ook hier by ons lekker begin, want ons het 'n heerlike propvol program vir die volgende uur en 'n half lank om jou te vermaak. My naweek is nog, lyk vir my ek's nog besig met die naweek. Ek is baie bly die naweek is verby en dat ons nou uiteindelik terug kan wees om hierdie week saam met jou te begin. Maar Thys het die naweek 'n bietjie in Zeerust gaan jag. So Thys, waar is ons biltong? Ag, die goedjies vat tyd, Els. Alraai, so maklik is dit. En enigste ding wat ek nagejaag het was nog 'n ekstra kombers. Maar dit was vrek. Kan dink dit was lekker bibberend geweest, maar dit maak mos maar 'n uitstappie so bietjie meer aangenaam en meer memorable, is dit nie? As 'n ou koud kry. Ja, wat jy noem memorable. Ja. Wat is daai nuwe liedjie wat die manne uitgebring het, ou Bok en so? Wat gebeur op 'n jagtrip? Bly op 'n jagtrip. Aha. Nou ja, ons het nou wel nie biltong nie, of ons het nog nie die biltong nie, maar ook 'n heerlike episode vir julle beplan op hierdie maandagooggend. Stars Fashion gee vir ons 'n kykie binne die modebedryf. Arnold bring natuurlik vir ons die jongste sportnuus. Be That Guy se Willem Engelbrecht kom deel 'n paar woorde van inspirasie vir ons jong mense en die sanger JP Dix kom deel sy storie en musiek met ons. Maar vir nou is dit eers lekker oggendpraatjies en ek weet Elsa het 'n lekker enetjie om jou af te skop vanmôre. 'n Moeilike vraag aan albei van julle. Onthou julle nog julle troudag? Ek hoop so. Soos gister. Wie trou dan? Ja, wie trou dan? Hoor jy, dis een ding om te sê onthou jou troudag, maar onthou jou troudatum. Dis mos maar altyd. Ja, 20 Oktober 2007 op die Wêreldbeker finaal. Fantasties. So, ja. 1 September 2001 ten tye van die Twin Towers wat allerhande dingetjies mos maar mee gebeur het. Wat jy getrou op Woensdag? Met hom, kan jy onthou dat dit 'n Woensdag was? Ek was op honeymoon. Die 1 September getroud, maar die 11de was ek op honeymoon. Maar by the way, was 'n Woensdag. Was 'n Woensdag. Dit sou nou baie oulik gewees het as julle vir ons troufoto's saamgebring het, maar ons laat dit daar en los dit vir 'n volgende keer. 'n 42-jarige man van Texas het onlangs uitgevind hy is wettig en sonder sy medewete met sy ex-verloofde getroud. Hy en die 36-jarige Kirsten Marie Spearman het 'n huwelikslisensie saam aangevra, maar na 'n rusie het hy die verhouding beëindig. Nou 'n paar dae later het hy 'n geskenksakkie van Bath and Body Works met produkte, 'n huweliksertifikaat met hulle name op en 'n foto van Spearman wat die dokument vashou ontvang. Al was hy nie teenwoordig by enige seremonie nie, het Spearman blykbaar 'n plaaslike predikant ooreed om die huwelik te bevestig en dit by die landdroskantoor geregistreer. En dit is vir my interessant, dis 'n aanhaling wat sê ek het nog nooit in 23 jaar gehoor van iemand wat met iemand anders getrou het sonder hulle teenwoordigheid nie. En dis nou Beverly Hills se polisiehoof Corey Martin wat so gesê het. Nou Spearman is intussen in hegtenis geneem en die man ondersoek nou regstappe om die situasie reg te stel. Dit voel vir my altyd dis 'n geval van net sodra jy dink jy het nou al van alles gehoor, dan verras ons jou hier by Goeiemôre, Good Morning. Wat sou julle in so 'n geval gedoen het? Daai girl het duidelik besluit, "Chom, jy het aan my trou beloof, maak nie saak nie. Ons sal trou. Hierdie enetjie gaan ek deurtrek." Dis 'n Texas accent aan 'n cowboy. Jy weet, sal kom definitief 'n country song. Hy dalk 'n range. Hy dalk 'n groot range. Got a range. Gasoline. Ja. I need to keep myself a Nolband. Ek weet nie. It's all about the oil, man. Ek weet nie, ek dink die arme man sit maar nou met 'n situasie. Ja, kyk, die groot vraag is dit nou identiteitsdiefstal? Dis die groot vraag. Weet jy, dit klink Moet dan nie twee mense teenwoordig wees? Ja, dit klink baie dodge. Ja. Ek dink daar's geld onder deur die tafel. Dalk 'n bietjie eie. Want okay, maar waar is die ou met wie jy trou? Hy moet immers teken. Nee, hy's nie, hy het gesê is okay. Hy's siek. Daar's ietsie fout met hom. Nou ja. Eienaardig sou ek sê. Nee, nie vir my nie. Nie vir my nie. Ook nie vir my nie, Thys. En die trougeskenk, waar kom dit nou vandaan dink jy? Wat het jy gesê van Bath and Beauty of Body and Body and Bath? Trougeskenkie, baie geluk. Body and Bath. Ek wil nie met haar getroud wees nie, gaan vir afwas. Maar also het jy nog nooit so enetjie gekry in die pos, nee? So 'n boksie wat sê ja, dit en dat en jy's getroud met X, Y en Z, nee? Nee, daar was al vreemde boodskappe gewees op sosiale media. Jou inbox. Ons laat dit daar. Okay, maar synde dat jy nou nog enkel lopend is en so. Ek wil net by jou hoor die galantheid
Dis 'n pragtige woord is dit nie, né? Tuis galant. Geland. Galant. Weet jy wat is galantheid? Ja, jy het 'n geleentheid om iewers te land. Okay, virale. Is dit amper so springende? Dis amper soos springende. Ek gaan daai enetjie nooit lyk vir my hier. Vryspring nie. Vry spring, al springe nie. 'n Virale video op TikTok het weer eens die ou debat laat opvlam, moet mans nog steeds opstaan en hulle sitplekke vir vroue gee op openbare vervoer. Die video wys 'n ry sittende mans in 'n Londense tube terwyl vroue regop staan en aan pale vasklou met die onderskrif, wat is 'n onderskrif? Women in male fields. Women in male fields. En hierdie video het vinnig die kommentaar laat spat en die dinge laat doen. Nou is my vraag. Ek het geleer, 'n ou staan op. As jy 'n ouer persoon sien of 'n dame sien, dan staan jy op en jy gee jou plek. Maar kom ons kyk gou-gou. Hierdie video het by die 7.7 miljoen kykie gekry. En kom ons kyk waar het dit gegaan. Kyk nou net daar. Almal staan en kyk en die vrouens hang aan die paal. Ek het dit nie so bedoel nie, Thys. Ek het dit nie so bedoel nie. Okay, terwyl sommige sê hierdie status quo verdedig het. Hulle was eerste daar, is vreemdelinge en ons skuld jou nie 'n sitplek nie, het een gebruiker geskryf. Ander die agteruitgang van tradisionele maniere betreur, want dit is so. Ek meen die jonges tree nie meer op soos wat ons geleer het nie, of gee 'n sakdoek vir iemand as hulle huil of something like that. Gelandheid is dood, het die TikTok gebruiker verklaar. Een kommentator het dit vanuit 'n breër perspektief benader. Mans het vroeër vir ons oorlog toe gegaan en nou kan ons nie eens 'n sitplek op die trein kry nie. Nee. Ek dink dis 'n baie moeilike kwessie, want ek dink ons leef in 'n wêreld waar mense voel almal is gelyk. Weet mans en vroue is gelyk. Maar ek het byvoorbeeld nou die naweek, 'n vriend het vir my deur oopgemaak toe ons saam na my motor toe stap. So jy kry nog jonger mense. Ek is bly om dit te hoor. Wat dit doen. Ek maak byvoorbeeld nie meer sommer die deur oop vir my vrou Lotie nie, en as ek dit doen dan sê sy, wat gaan aan met jou? Wat sê jy? Ja. Wat het ek gedoen? Ja. Ek het nou 'n dag 'n baie interessante sosiale video ook gesien van 'n vrou wat presies dieselfde gebeur het, maar toe maak sy het aardige geluide langs aan die mans. Jy weet, waar hy ietsie van agteraf kom en iets wat so maak en toe wat slaam soos al die mans eers klik weg. Wow. En toe gaan sit sy net. Dis dit ja. O, jy sien taktiek. Jy sien dit die muishond. Die muishond taktiek. Ja, maar jy sien dis hoekom ek sê dit sluit aan by daai hele debat oor gelykheid en onafhanklikheid. So ek dink dit hang maar af van mens tot mens. En ons ouer garde moet maar net sorg dat ons die jonger garde leer en die hele tyd ook so bietjie. Ek dink dit is ook baie belangrik want ek wil aansluit by Elsa want dis 100% wat dit is. Mense dink hulle is gelyk aan mekaar, man, vrou, alles. Weet selfs 'n kat en 'n hond deesdae in huis, dit ook sê. Ja. Dit wil ons nie liewer sien nie, maar nou ja, as jy van hierdie oggendpraatjies weer wil hoor, jy kan dit later op ons YouTube kanaal sien. Dit gaan daar beskikbaar wees, maar bly ingeskakel net hierna kuier ons verder met nog oggendpraatjies en 'n lekker propvol program vir jou op hierdie maandagooggend. So, van ons kant af vir nou, goeiemôre, good morning. Ons is nou weer terug.